Dag sê, vandag se dagstukkie handel oor geloof onder beproewing. Ons teksgedeelte kom uit Jakobus 1 vers 2 tot 4 wat soos volg lees. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid verwerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. God gebruik beproewinge nie om ons te straf nie, maar om lydsaamheid, oftewel geduldige volharding te kweek, wat ons geestelik volwasse maak. Wanneer moeilikhede oor ons pad kom, het ons 'n keuse. Ons kan dit beskou as geleenthede om te groei, of ons kan in sak en as gaan lê en kla. Om geestelik te groei, gaan nie daaroor om ons saligheid te verdien of te behou nie, maar om ons uithou vermoë, standvastigheid en bruikbaarheid in Christus te vergroot. Lydsaamheid is nie 'n passiewe wag nie, dit is 'n aktiewe vertroue onder druk. Dit is om toe te laat dat God die vormingswerk wat hy in ons begin het, kan voltooi. Naarmate hierdie volharding in ons vorm aanneem, groei ons tot geestelike volwassenheid en word ons toenemend na die beeld van Christus verander. Om meer soos Christus te word, is God se wil vir elkeen van ons. Ons moet onthou dat God ons nou voorberei om eendag as deel van sy regering in sy komende koninkryk te dien. Die mate waarin ons toelaat dat hy ons geestelik ontwikkel, sal bepaal watse posisies van gesag ons in sy komende koninkryk sal beklee. Jou heiligmaking na aanvanklike wedergeboorte is God se liefdesgedig. Laat hom toe om dit klaar te skryf. Jy sal nie spyt wees nie. Hier is 'n praktiese stap wat jy vandag kan toepas. As jy vandag voor 'n beproewing staan, herinner jouself aan die beloftes van Christus. Bid vir genade om te volhard en soek doelbewus na een manier waarop God jou deur hierdie situasie kan vorm, of dit nou deur nederigheid, medelee, standvastigheid of wysheid is. Onthou, hierdie gedeelte handel oor die uitlewing en bruikbaarheid van jou geloof, nie oor die verkryging of verlies van die ewige lewe nie. Jou redding is veilig en verseker deur geloof alleen in Christus alleen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U dat U ons nooit begewe of nooit verlaat nie, selfs nie in die vuur van beproewing nie. Here, gee ons vandag die krag om met vreugde te volhard. Help ons om nie vas te kyk in ons omstandighede nie, maar om op U te vertrou, sodat ons geloof gelouter kan word. Laat U werk in ons tot volle verwerkliking kom, sodat ons diensbaar kan wees in U koninkryk. Ons vra dit in die lieflike naam van die Here Jesus Christus. Amen.